As iets begin soek op Google, hoe maklik dit uitvind wat jy soek en dan begin hulle net vir jou dinge gee waarna jy kan kyk. Ek het begin kyk na grafte wat nog bestaan. Byvoorbeeld Stalin se graf. Kukulkan of wat ook al se graf. Baie van die Egiptiese farao's wat in grafte is. En byvoorbeeld by die graf van Stalin, dan sal jy sien daar's wagte. Daar's bordjies wat sê stilte. Van die ander grafte is dit presies dieselfde. En dan word daar 'n plakkaat of 'n plaak neergesit om te sê wat het hierdie persoon bereik en waarvoor ken die wêreld hom. En mense staan in verwondering en lees dit. Maar ek wil nie vanoggend met jou praat oor 'n graf wat bewaak word en waar daar geskryf is wat het hierdie persoon gedoen nie. Ek wil jou vertel vanoggend waar jy nie 'n stiltebordjie sal kry nie. Waar jy nie 'n wag sal kry wat kyk dat jy niks gaan steel nie. Dat jy nie 'n liggaam sal vind of enigiets soos dit nie. Maar die graf van Jesus wat leeg is. Jy sien die graf van Jesus wat leeg is, bevestig vir my en vir jou dat daar was 'n opstanding. Ons glo dat die steen is weggerol en Jesus het uitgekom. Het jy al ooit daaraan gedink dat Jesus toe hy opstaan in sy verheerlikte liggaam, toe hy later aan die disippels verskyn en hulle agter gegrendel deure en vensters was, het hy deur die muur gestap en in hulle midde gaan staan? Dink jy nie hierdie selfde Jesus kon die steen net so gelos het by die graf en net uitgestap het sonder om dit te skuif nie? Maar hy het die steen geskuif sodat die disippels kon kom kyk wat gaan aan in die graf en sodat die disippels dit kan opteken van wat het gebeur dat die graf is leeg. Die disippels het dit opgeteken en hulle was bereid later aan om te sterf vir dit wat hulle gesien het en dit wat hulle geglo het. Ek glo nie een van hulle sou wil gesterf het vir 'n leuen nie. Hulle het gesterf vir die waarheid. En ek wil vanoggend met jou bietjie gesels en met jou deel oor die les wat ons kry of wat ons leer uit die opstanding van Jesus Christus vanoggend. Ek kan onthou, Vrydagoggend het ek met u gedeel Johannes 10 vers 17 tot 18 en ek wil u herinner daaraan vanoggend. Dis Jesus, hy sê om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe gegee het om dit weer op te neem. Hy sê vir hulle, ek gaan vrywillig my lewe vir jou gee, maar ek gaan weer my lewe terugvat. Niemand ontneem my lewe nie, maar ek offer dit uit my eie op. Ek het volmag om dit op te offer en ek het volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van die Vader ontvang het. Die dood en die opstanding van Jesus was beplan geweest. Nie deur die Fariseërs en die Sadduseërs nie. Die lig van die wêreld het in die donkerte ingekom en hy het lig gebring en lewe gebring vir die mens, vir ons wat sondaars was. Maar toe hy sterf aan die kruis en as duisternis is, toe en die aarde skeur en die klippe breek en die voorhangsel skeur, het hulle gedink die lig is uitgedoof. Want dit sê, daar was duisternis gewees. 'n teken dat hy gesterf het, dit is volbring en sy kop het vooroor geval en hy het sy asem uitgeblaas. Fariseërs en die skrifgeleerders het dalk gaan partytjie hou en gesê, jy sien, dit is verby. Jesus is dood. Maar hulle het vergeet van dit wat hy vir hulle geleer het, om vir hulle te sê, ek sal weer my lewe opneem, op die 3de dag sal ek opstaan. Op die 3de dag, die graf kan my nie keer nie, die dood kan my nie keer nie, sonde kan my nie keer nie, die vloek van die sonde het geen houvas op my, of wat ook al nie. Ek besluit, of die Vader besluit, dat ek weer my lewe sal opneem en sal opstaan. En die disippels was verbaas oor dit. Hulle het dit nie werklik verstaan nie. Maar die waarheid het gekom die dag toe hulle by die graf uitkom en hulle sien wat het gebeur. Dit was op opstanding Sondag dat hulle die graf gaan besoek het en dit leeg gevind het. Dankie Anthony.
Paulus skryf, en hy skryf hier die volgende, en dis vir my en vir jou om te glo in die opstanding van Jesus Christus. Dit is vir deel van die volle evangelie wat ek en jy verkondig. Hy skryf in 1 Korintiërs 15 vers 14, 17, 20 tot 22. Maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondig geen substansie het nie en dat julle geloof ook platval. Hy sê met ander woorde, as hy nie opgestaan het nie, is ek vanoggend besig om vir jou 'n leuen te vertel. Ek is besig om vanoggend vir jou 'n vals lering te gee, deur te sê hy het opgestaan, maar hy het nie opgestaan nie. Paulus sê ons hele geloof en alles sou platgeval het as ons nie glo in die dood en die opstanding nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en julle is nog vasgevang in sonde. Jy sien, want dan het hy nie die dood oorwin en sonde en die vloek van sonde oorwin nie. Dit het hom oorwin. Maar hy het opgestaan en toe hy opgestaan het, toe hy die oorwinningskroon ontvang, sodat ek en jy in oorwinning oor sonde en die dood kan heers. Vanoggend is die graf leeg. En die evangelie wat ons verkondig is nie waardeloos of sal ook nie platval nie, want dit het gebeur. Dit is gedokumenteer, daar's bewyse tot vandag toe wat dit is vir jou staaf, dat daar was 'n dood en 'n opstanding van Jesus Christus. Vers 20, maar nou is die werklikheid totaal anders. God het Christus uit die dood laat opstaan. Dit gee ons die waarborg dat ook die ander dooies sal opstaan. Julle sien, soos dood deur die mens naamlik Adam in die wêreld ingekom het, so het die opstanding uit die dood ook deur 'n mens werklikheid geword. Adam en Eva het die wêreld ingekom, deur hulle in die tuin van Eden het daar sonde in die wêreld ingekom. En daar moes 'n offer wees om ons te herstel. En Christus het opgestaan uit die dood uit. Almal van ons sterf omdat ons almal aan Adam, die eerste mens, verbonde is, net so sal almal wat aan Christus, die ander mens, verbonde is, weer lewendig gemaak word. Ek wil nie vanoggend vir jou praat as die verheerlikte liggaam en die opstanding of wat ook al nie. Ek wil vanoggend vir jou met jou praat oor ons lewe wat sondig was, en toe ons sondig was, toe het ons die loon van die sonde was die dood gewees. Maar toe Christus in ons lewe instap, toe wek hy ons uit die dood uit. Hy het ons laat opstaan uit die dood uit. Hy het ewe skielik vir ons lewe gegee, 'n ewige lewe wat ons gaan vind in hom. Ons is vrygeskeld van die straf en die dood van die sonde. Dit bring ons by die opstanding Sondag vanoggend, toe die disippels daar was, en ek gaan dit bietjie vergelyk met Lukas en Johannes. Toe voordag op die Sondagoggend het die vroue na die graf toe gegaan met die aromatiese olie wat hulle voorberei het. Van die mense, en as jy gaan luister en jy lees party van dit, die mans het oorspronklik vir Jesus gebalsem en hom in die graf gesit, want hulle moes hom afhaal voordat dit die Sabbat was. En hulle sê die vrouens het gedink die mans kan nie 'n goeie genoeg werk gedoen het nie, so kom ons gaan op die Sondagoggend en ons gaan doen die goeie werk. Nou my vrou sal vir jou sê, partymal sê sy, nee my man, ons moes dit so gedoen het, jy sien. En dalk het die vrouens gedink, maar kom ons doen dit beter, kom ons sit nuwe linne om, kom ons sit die olie op hom. Daaraan gekom kry hulle die steen weggerol van die ingang van die grotgraf af. Hulle het ingegaan, maar nie die liggaam van die Here Jesus daar gekry nie. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Skielik staan daar tussen hulle twee mans met helder blink klere aan. Die vroue was verskrik en het hulle gesigte afgebuig grond toe. Die man sê vir hulle, waarom soek julle die lewende tussen die lyke? Waarom kom soek julle iemand wat lewendig is tussen die dooies? Hy is nie meer hier nie, maar hy is opgewerk. En dan herinner hy hulle aan wat Jesus gesê het. Onthou julle hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet oorgelewe word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag weer opstaan. Hy moet hulle herinner daaraan, want hulle het nie geglo nie. Hulle het wel gesien en nie geglo nie. Baie van ons sien, maar baie van ons glo ook nie.
En hierdie hemelwesens of hierdie engele wat daar so by hulle staan, herinner hulle aan hierdie woorde. Hulle het toe sy woorde onthou, toe besef dit en het begin vir hulle sin maak. En teruggedraai van die graf af en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander vertel. Hardloop hulle om en hulle gaan vertel vir die ander wat gebeur het, maar die graf is leeg. Hy het werklik opgestaan. Ons sien in Matteus 16 vers 21, dis waar hy die eerste keer vir hulle verkondig oor sy dood. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels begin duidelik maak, dat God wil hê hy moet na Jerusalem toe gaan. Daar moet hy baie lye onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifkenners en doodgemaak word. Maar God sal hom op die 3de dag opwek. Hy's besig om dit vir hulle te leer, maar dit vind nie inslag by hulle nie. Selfs toe hulle by die graf kom en hulle sien die graf is leeg, het hulle nie daaraan gedink nie en dit het nie in hulle binneste lewendig geword dat hy werklik opgestaan het. Matteus 17 vers 22 tot 23 was die tweede keer. Weer terug in Galilea het Jesus vir hulle gesê, God het bepaal dat die seun van die mens oorgegee moet word in die hande van mense. Hulle sal hom doodmaak, maar God sal hom op die 3de dag weer opwek. En die disippels was baie geskok om dit te hoor. Hulle het dit nie geglo nie. En ons gaan sien wanneer hulle by die graf kom. Petrus en Johannes hardloop resies na die graf toe, om te gaan kyk nadat hulle gehoor het wat het die vrouens vir hulle gesê, maar hy is nie daar nie, hy het opgestaan. Hulle was geskok toe hy dit al reeds vir hulle gesê het, en hulle het hom nie geglo nie. Wat is die boodskap van die opstanding van Jesus? En daar's 4 punte waaroor ek met jou wil gesels vanoggend. Die eerste een, die seun van God is nie dood nie, hy lewe. Die seun van God het opgestaan, want die skrif sê, en hy het vir die disippels gesê, my Vader gaan toelaat dat hulle my oorgelewer word, hy gaan toelaat dat ek dood gaan, maar op die 3de dag gaan hy my weer laat opwek, sodat ek kan lewe. Johannes 20 vers 5 tot 7 is waar Johannes en Petrus by die graf aankom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoek daar lê, maar het nie ingegaan nie. Dis Johannes, die lieflingsdisippels. Hy was vinniger as Petrus gewees. Hy was eerste daar, hy het gebuk, hy het gesien, maar hy het nie ingegaan nie. Simon Petrus het na hom ook daar aangekom en by die graf ingegaan. Hy sien toe die linnedoeke daar lê. En die kopdoek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant opgerol. Jy sien, die klip was weggerol. Nie sodat Jesus kon uitkom nie, maar sodat hulle kon ingaan en kon gaan sien. Want daar's 'n betekenis in die linnedoeke wat ek wil jou verduidelik vanoggend. En hulle het dit besef toe hulle dit sien. Dit was daar vir die disippels om vir hulle self te gaan kyk, want hulle sou dit neerskryf en dit dokumenteer, sodat ek en jy dit kan lees, sodat ek en jy kan verstaan dat hierdie is nie 'n fabel nie, dat die woord van God is Heilige Gees geïnspireerd deur die disippels en elkeen van hulle wat geskryf het. En dat dit vanoggend kan weet, dit is die waarheid. Dankie, Anthony. En self te sien dat Jesus opgestaan het. Die disippels sou sterf daarvoor. Johannes 20 vers 8 sê die volgende. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf aangekom het, Johannes, die lieflingsdisipel, ook ingegaan. Hy het gesien en hy het onmiddellik geglo. Hy het onmiddellik geweet, dit wat Jesus gesê het is die waarheid, hy gaan opstaan op die 3de dag. Petrus het gesien, maar hy het nie geglo nie. Hy het gesien die linnedoeke en hy het gesien wat lê daar, maar Johannes het onmiddellik besef, dit het gebeur, Jesus het opgestaan. Dit was anderste as die opstanding van Lazarus. Onthou jy toe Lazarus opgestaan het, om opgewek is uit die dood uit? Hy was ook in die graf gewees 3-4 dae. Sy susters het al gesê, meester, hy ruik. Jesus het vir hom gesê, Lazarus, kom uit. En hy het opgestaan met die volle linnekleed aan, het hy uit die graf uitgekom. En mense moes die linnekleed vir hom afhaal. Met ander woorde, iemand het hom opgewek en die mense moes hom vrymaak. Maar in hierdie geval is dit anderste. Johannes het gesien en hy het gesien die doeke is afgehaal. Dis opgerol, dis een kant gesit. Hierdie persoon het nie uitgekom nie. Iemand het hom nie opgewek en hy het uitgekom met die linnedoeke aan en wat ook al nie.
Hy het self opgestaan en hy het self die doeke van hom afgehaal en uitgestap by die graf. Die linne doeke word om 2 redes genoem. Die eerste is in kontras met Lazarus, dat iemand moes die grafdoeke van hom afhaal, maar van Jesus het niemand die grafdoeke afgehaal nie, want hy het self opgestaan. Dit het gewys ook dat Jesus was bewus, of hy het bewys dat hy was in beheer van die situasie geneem. Hy neem self weer sy lewe op volgens Johannes 10, die heel eerste skrifgedeelte wat ons gelees het. Die tweede rede hoekom hulle hierdie linne doeke gebruik is, dit dien as bewys dat Jesus se liggaam nie deur ander mense verwyder is nie. Hoekom sal jy eers die linne doeke afhaal en dan die lijk verwyder? Hulle sou die lijk met die linne doeke self gevat het uit die graf uit en hom op 'n ander plek gaan vat het as dit 'n mens was. Hulle sou nie moeite gedoen het om eers die grafdoeke af te haal en mooi netjies op te rol en een kant te sit nie. Die feit dat die kopdoek opgerol is en netjies een kant gesit is, sê vir jou dinge het ordelik gebeur. Dit was nie net alles is afgehaal en rondgegooi soos wat rowers sou gemaak het en net in 'n bondel gelê nie. Alles was ordentlik en ordelik neergesit, net soos wat Jesus dit altyd gedoen het. Jy het al gehoor hulle praat van die kopdoek of die gesigdoek wat oor sy gesig was, wat netjies opgevou was en een kant gesit is. En Johannes glo ek het gesien en hy het besef dat dit is opgevou deur Jesus en hy het dit neergesit, want hy vertel ook verder dat hy gaan weerkom en dit is die teken van die opgevoude doek. Na 'n maal wat hulle geëet het, as iemand net die doek opgevrommel het of die servet opgevrommel het en neergesit het die bediendes of die slawe het geweet dat hy het klaar geëet, maar wanneer hy het netjies opgevou het en neergesit het, het hulle geweet hy kom weer terug. En ek glo Johannes het geweet, hy het besef, daarom het hy geglo dat Jesus gaan weerkom, dat dit kan nie mense wees wat deur die liggaam uit die graf uit verwyder het nie, want alles het te ordelik en te stiptelik gebeur, soos wat dit moes. Sy liggaam is nooit haastig verwyder nie. Petrus het eers ingegaan en hy het gesien, maar hy het nie geglo nie. Maar Johannes het gegaan en hy het gesien en hy het geglo. Mag jy vanoggend nie net sien en glo nie, maar mag jy hoor, sien en glo dat die graf is leeg en dat Jesus Christus lewe en hy het opgestaan vir my en vir jou. Hebreërs 10 vers 12, maar ons hoofpriester het vir die sondes net een offer vir alle tye gebring en daarna op die ereplek aan die regterhand van God gaan sit. Aan die regterhand van God sit nie 'n lijk nie. Aan die regterhand van God sit my Redeemer that lives. En hy het 'n doel hoekom hy daar is. Hy is my hoëpriester, hy tree in vir my, hy is my advokaat. Wanneer die vyand wil kom en my wil aankla van dinge, dan sê Jesus en hy tree in namens my as my advokaat en hy sê, maar die bloed van Christus, my bloed het hom vrygemaak. Omdat hy glo in my, daarom is hy vry. Hebreërs 7 vers 25, gevolglik kan hy hulle wat deur hom na God toe gaan, eens en vir altyd verlos. Hy leef vir altyd om hulle saak voor God te bepleit. Hy tree in, elke keer vir my en vir jou. Wanneer jy per ongeluk val, en wanneer jy op jou knieë gaan, en jy gaan sê vir die Here, Here, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen, ek bely my sonde, dan sê die woord vir my en vir jou, hy is getrou en regverdig om jou sondes van jou te vergewe, want Jesus tree in en hy sê, my bloed het hom skoon gewas. Hy is my en jou advokaat wat vir ons intree. Johannes 14 vers 1 tot 3. Moenie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrou. En hou ook aan om my te vertrou. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle 'n plek gereed te maak. Hy sê ek moet opgaan na die Vader toe, lewendig om vir jou 'n plek te gaan haal, want hier is 'n belofte, wanneer die plek reg gemaak is vir jou, dan gaan ek terugkom om jou te kom haal. As hulle verkondig het
en die profete het in die Ou Testament al verkondig die dood en die opstanding van Jesus Christus, en dit het die waarheid geword. Glo jy nie dit wat hy vir jou sê, ek gaan vir jou 'n plek voorberei en ek gaan terugkom om jou te kom haal, die waarheid is nie? Ons kan dit vat vanoggend, die woord is geskryf soos in graniet, hy gaan dit nie verander nie, hy het 'n belofte gemaak, hy gaan terugkom om jou te kom haal. Hy's besig om vir my en jou 'n plek voor te berei, en ek en jy weet nie wanneer dit is nie. Ek en jy weet nie sy terugkoms nie, maar ons kan vandag verseker weet dat hy kom terug. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons sondes is vergewe en ons het 'n ewige hoop in hom. Hy het opgestaan. Ons sondes is vergewe en ek en jy het 'n ewige hoop in hom. Wanneer ons tyd verby is hierso en ons neem ons burgerskap op in die hemel, het ons 'n ewige tyd by hom. Ons het 'n hoop by hom. Al hierdie dinge wat besig is om hier te gebeur, moet vir my en jou as kind van God nie onderkry nie, en dit moet nie ons gedagtes vol nie. Ek en jy het 'n hoop van dinge wat gaan gebeur in die toekoms, en ons het 'n hoop om te kan weet dat eendag sal ons saam met hom wees, wanneer ons glo aan die kruisiging en aan die opstanding van Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 7 tot 8. Deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. Sien, jy hoef nie bang te wees nie wanneer jy in Christus is, wanneer jy geklee is met die geregtigheid en jou gesonde is van jou weggevat, hoef jy nie te vrees dat die dag wanneer jou tyd aanbreek om hierdie aarde te verlaat en jou burgerskap aan te neem in die hemel toe, dat jy gaan gestraf word vir jou sondes nie, want hy het dit al reeds vir jou gedoen en het jou vrygemaak. Sy bloed het jou skoon gewas van daai sondes. Jy sal in geregtigheid geklee wees voor hom en saam met hom. Matteus 1 vers 18 tot 19. Julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop van die sinlose leefstyl wat julle van voorouers geërf het. En die losprys was nie dinge wat vergaan soos goud of silwer nie. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle kan ook wees waar ek is. Sien jy die hoop wat ek en jy het? Hierdie dinge gaan verbygaan, maar is jou lewe reg? Is daar vir jou hoop in die toekoms? Is Jesus Christus jou saligmaker en verlosser? Het jy by die voete van die kruis uitgekom en jou lewe laat verander, en het jy aanvaar dat jou sondes is vergewe en jy kan 'n lewe lei soos wat Jesus dit wil hê ons moet dit lei? Ons sien in 1 Korintiërs 11 by die nagmaal, weer eens hoor ons die belofte, want elke keer as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood, totdat hy terugkom. 'n Dooie persoon kom nie terug nie. Hy wat heers en hy wat lewe gaan terugkom om vir my en jou te kom haal. Dis nog 'n bevestiging dat hy gaan terugkom sodra die plek vir my en jou klaar voorberei is om ons te kom haal. Dankie Anthony. Ons derde punt is, deur die dood en die opstanding van Jesus kan ons liefde verstaan en ek en jy kan lief hê. As jy kan besef, hy het gesterf, hy het liefde gewys vir my, wat 'n sondaar was. In my gedagtes dink ek, jy weet, Paulus was baie erg en die Here het, ek was daarom nie so erg soos Paulus nie, ek het niemand doodgemaak wat geglo het in die Here of enigiets soos dit nie, maar ek was vuil van sonde. Nogtans het hy my skoon gewas, nogtans het hy my vergewe, nogtans het hy my die reg gegee deur die gekoopte bloed van Jesus Christus om 'n kind van God te wees. Deur die dood en die opstanding, as ek kan verstaan hoe lief het hy my, sal ek verstaan hoe ek ander moet lief hê. Johannes 3 vers 16, God het die mens om so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die liefde van 'n God. Dis die liefde wat God wil hê ek en jy moet openbaar aan die medemens. Ons gaan nie fisies dalk vir hom sterf nie. Ons gaan nie fisies dalk vir hom sê, luister, ek gaan voor die trok inloop namens jou of enigiets soos dit nie. Maar ons moet mekaar lief hê, want Christus het ons eerste lief gehad.
En hy bewys sy liefde aan ons deur die kruisiging van Jesus Christus. In Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. As ons na die kruise kyk, en jy kyk na Golgotha, en jy dink aan die tafel van nagmaal, die volmaakte liefde van God. Hoe kan ek en jy dan my broer of my suster wil haat? Hoe kan ek en jy binnekant 'n wrok of iets dra teen iemand anderste? God het nie 'n wrok teen my en jou gedra nie. Hy het sy lewe gegee om vir jou te wys wat liefde is, sodat ek en jy dit kan verstaan en sodat ek en jy liefde aan ander mense kan bewys. Paulus skryf, hy sê, en die grootste van dit alles is liefde, want liefde oorwin alles. Ek en jy kan verstaan hoe dit is om lief te hê. Elkeen wat so lief het, hy is uit God gebore en ken God persoonlik. As jy nie liefde vir iemand anders te het nie, of dit 'n medebroer of 'n medesuster of 'n verlore is, of 'n ongeredde persoon of wat ook al, dan wil ek jou herinner, elkeen wat so lief het, hy is God gebore en ken God persoonlik. Maar as daar nie liefde is nie, wil ek jou verseker sê dat jy verstaan nie die genade en die kruis wat gebeur het op die kruis nie. Want hy het vir elkeen gesterf. Nie net vir 'n sekere groep mense nie. Hy het vir elkeen gesterf. Geliefdes, as God ons dan so tot die uiterste lief gehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste lief hê. Hy sê ons moet tot die uiterste. Wat is jou uiterste? Hoe ver is jy bereid om te gaan om iemand lief te hê? Sê die eendag daaroor gepraat en ek kan nie onthou met wie nie. Wanneer mense na jou toe kom en ek dink dit was in die Bybelstudiegroep daar by Vriendskapstuiste, tannie Maritjie kan my dalk reghelp. Ons is so geneig wanneer iemand na jou toe kom en hy's vuil en hy ruik nie so lekker of wat ook al nie. Ag, hier's R20, gee net pad van my af. Is dit ooit die behoefte wat daai persoon het? Of het hy 'n behoefte dat iemand met hom moet gesels en hom na die Here toe kan lei? Op wat se uiterste sal jy gaan om vir iemand te wys, jy is lief vir hom? Sal jy daai persoon wat verlore is, wat vuil is, sal jy hom vat en sal jy hom vashou? Sal jy vir hom sê die Here het jou lief? Of wil ons net so gou as moontlik van hom ontslaa raak? Daai in die rolprent van Dr. Tini of Dominee Tini, daar het ons die les geleer. Die persoon wou nie geld gehad het nie, hy wou redding gesoek het. Baie maal kom soek mense redding, maar ons wil hulle net die R50 gee, want ons is so goed, ons gee hom R50, gee net pad van my af, dis okay. As ek en jy besef hoe lief het God vir my en vir jou gehad, en ek wil vir jou sê, toe ek in die modder was, het ek nie die mooiste klere aangehad nie, ek het nie fire and ice of pub of wat ook al gedra nie, ek het gestink en hy het my lief gehad en hy het my vasgehou en hy het my uit dit uitgetrek. Sal jy tot die uiterste gaan om vir daai persoon te kan wys, jy is lief vir hom? As jy dit doen, verstaan jy die dood van Jesus Christus aan die kruis, die liefde van 'n Vader? Matteus 22 vers 37 tot 39. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Mense sê maar ek sukkel om God lief te hê. Ek sukkel om uitdrukking te gee aan my liefde vir my Vader, want my aardse Vader het my teleurgestel. As jy by die kruis uitgekom het en jy het aan die voete gesit by die kruis en jy verstaan die liefde van die Vader, dan sal jy hom onverskrokke met alles wat jy het lief hê. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En wanneer hy praat van jou naaste, praat hy nie van die persoon wat langs jou in die kerk sit nie. Hy praat nie van die persoon wat voor of agter jou sit, of die goeie bure wat jy het, of wat ook al nie. Hy praat van die naaste is ook die persoon wat verlore is, aan wie jy barmhartigheid gaan bewys. En wanneer ek en jy die evangelie verkondig, en wanneer ons hulle die goeie nuus vertel, bewys ek en jy barmhartigheid aan daai persoon, en hy is jou naaste. Tweede, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy het dit vir my gedoen. Hoekom kan ek nie iemand anders te lief hê nie? Hoekom kan ek nie liefde vir iemand anders te bewys nie?
As ek dit besef, wat gebeur het aan die kruis, hoekom kan ek hom nie met alles lief hê vir wat hy vir my gedoen het nie? Hy het sy beste vir my en jou gegee, en hy vra die beste wat ek en jy vir hom kan gee. En dit sluit ons liefde in. Nie die liefde van die wêreld en die dinge van die wêreld nie, maar die liefde vir hom. En dit wat hy vir ons gedoen het, en van wie hy mense aan ons toevertrou het. As jy die dood en die opstanding van Jesus verstaan, sal jy die Here jou God lief hê, en ook jou naaste en die wat verlore gaan, want God is liefde. En dit bring ons by die volgende punt. Dieselfde krag wat hom opgewek het uit die dood uit, is die krag wat binne my en jou woon, en dit het die karaktereienskappe van God is liefde. Die derde persoon van die drie-eenheid wat binne in my en jou woon, die Heilige Gees, is die een wat vir ons die krag gee om te kan lief hê. Sonder die Gees van God het ons nie liefde in ons hart ook nie. Romeine 8 vers 11. Omdat die Gees van die God wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak deur dieselfde Gees wat in julle woon. Daai Gees wat hom laat opstaan het uit die dood, wat hom die oorwinning gegee het oor die dood en die sonde en die vloek en al die mag en die autoriteit is aan hom onderwerp. Daai selfde Gees woon binne my en jou. Ek wil vir jou vanoggend sê, as jy dit nog nooit begryp het of nog nooit gesnap het nie, jy is 'n powerhouse for God. 'n Powerhouse van die krag van die Heilige Gees wat nie kan gemeet word in volts 3000, 12000 of wat sê volts ook al nie, is binne my en jou. Dis daai selfde krag wat ek en jy het om die hande en die voete van Christus te wees op hierdie aarde. Dis dieselfde Gees wat in julle woon. 1 Johannes 4 vers 4. Julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het reeds oorwin omdat die Gees wat in julle woon magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. Pastoor, ek sukkel met sonde. Jesus het sonde oorwin. Hy dra die oorwinningskroon. Heilige Gees wat hom opgewek het uit die dood uit, woon binne in my en jou, en dan sê ons, maar ek kan nie sonde oorwin nie. Ek is maar net 'n mens. Jou idee is verkeerd, jou gedagte is verkeerd, jy's 'n uitverkore, kraggevulde kind van God, jy is nie maar net 'n mens nie. Deur die krag van die Heilige Gees kan jy sonde oorwin. Jy kan elke vloek en elke ketting en elke band wat jou vashou, kan gebreek word in die naam van Jesus Christus. Want hy wat in jou is sterker as hy wat in die wêreld is. Die krag van die wêreld is nie 'n match teen die krag van die Here nie. Die dood het gedink hulle hou hom in die graf. Min het hulle geweet, God het al reeds bepaal, 3 dae dan staan hy op. Ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge, omdat ek na die Vader toe op pad is. Hy sê vir my en vir jou, ek gaan na die Vader toe. Julle bly agter, want julle is my verteenwoordiger, julle is my ambassadeurs, en julle kan dinge ook in my naam doen, wat dalk groter is as wat ek gedoen het. Maar jy sien, ons skram weg vir die verantwoordelikheid van die krag van die Heilige Gees wat ons het in ons lewe. Ons skram weg daarvan om vir mense te bid wat siek is. Want nou word hulle nie gesond nie, wat gaan hulle dan van my dink? As jy bid volgens die wil van die Here en jy tree op binne die wil van die Here, sal die Here doen dit wat hy doen. Maar ons skram weg. Ons glo nie in die krag van die Heilige Gees nie. Kom ons gaan bel vir die pastoor, kom ons vra vir een van die ouderlinge, kom kuier en kom lê hande op. Jy het soveel krag en autoriteit as die Heilige Gees in jou is, dat jy ook mense kan hande op lê en vir hulle kan bid. Omdat die pastoor hier voor staan, maak hom nie 'n extraordinêr kragtiger mens nie. Verstaan die krag wat jy het as gevolg van die Heilige Gees wat in my en jou woon. Omdat Jesus opgestaan het, ontvang ons die Heilige Gees om ons in staat te stel om dinge te doen op hierdie aarde wat God sal verheerlik. Gaan nie oor jou nie. Het gaan oor God.
Ek wil afsluit vanoggend. Jesus het opgestaan net soos hy gesê het in Johannes 10. Ek sal vrywillig my lewe aflê en ek sal dit weer opneem. En daar is niemand wat hom kom keer nie. Hierdie almagtige God is die een wat vir jou sy gees gegee het. Wat vir jou sê, jy's 'n kind van God wanneer jy by die voete van die kruis kom. As jy Efesiërs 1 gaan lees, en jy gaan lees die hele Efesiërs 1 hoofstuk, dan sien jy jou identiteit wat jy het in Christus. Dan besef jy wie jy is. Die wêreld kan maar sê wat hy wil van jou, man. Dit is oor wat God van jou sê, en wat God bedoel het vir jou. Die opstanding van Jesus, opgewek deur die Gees van God, is ook aan ons gegee om ook in oorwinning te kan lewe. Jy sien die woord van God sê, toe hy daar afgedaal het, in die diepste sin, en hy die sleutel weggevat, en hy die oorwinning behaal oor dood en die sonde, daai selfde oorwinning behoort ook aan my en jou, want ons is familie, en sy gees is binne my en jou. Ek en jy kan in oorwinning lewe. Daar's nie 'n verskoning om te sê, maar ek kan nie in oorwinning lewe nie. As gevolg van die opstanding van Jesus Christus, kan ek en jy in oorwinning lewe. Jesus het oorwin in die dood, en die sonde, en ek en jy kan ook oorwin en lewe soos wat Jesus gelewe het. Jesus was heilig en deur die Heilige Gees binne in ons, kan ek en jy ook strewe na heiligmaking. Ek en jy kan ook strewe om soos Jesus te wees, want deel van die werk van die Heilige Gees in my en jou lewe is om ons te help om te lewe of in die waarheid te wees en ons te oortuig van sonde in ons lewe. Maar ons maak daai stem stil, want jy sien ons hou vas aan die sonde. Ons hou vas aan dit wat ons bely. Ag, ek is net 'n mens. Ons moet eintlik ontslaa raak van daai woorde, ek is net 'n mens. 1 Korintiërs 15 vers 57. Aan God kom ons dank toe, hy wat aan ons die oorwinning oor sonde en die dood gegee het, deur Jesus Christus, ons Here. As daar nie 'n kruisiging was nie, en daar was nie 'n opstanding nie, was ek en jy losers. Ons kon nooit in oorwinning lewe nie. Maar ons kan in oorwinning nou lewe. Efesiërs 1 vers 19 tot 21. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Mag jy vanoggend besef hoe groot is die krag wat in jou is, omdat jy glo in dit wat gebeur het op 'n Paas of 'n Goeie Vrydag en 'n opstanding Sondag. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk. Toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy. Ja, elke noemenswaardige instansie, nie net in die wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. Hierdie naweek het ons weer besef die liefde wat God het vir my en vir jou wat sondaars was. Dat hy bereid was om sy seun te stuur om te sterf aan die kruis. Maar ons leer ook die les van die opstanding en die lering van die opstanding. Dat ek en jy het krag en mag en autoriteit om te kan lewe vir dit, en dit is tyd dat ons moet begin as kinders van die Here om te leef in oorwinning. Vanoggend, wat se krag en autoriteit het ons as gevolg van die Heilige Gees? Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het ons ook opgewek en is nou vir hulle wat glo woonagtig in ons, sodat ons God se werk sonder twyfel met selfvertroue kan voortsit op die aarde. Die beste voorbeeld wat ons kan kry is die van Petrus. Toe Jesus gekruisig is, toe sit hulle in daai kamertjie, toegegrendel en hulle is bang vir die owerhede, maar toe die Heilige Gees uit hulle uitgestort is en hulle gevul is met die Heilige Gees, toe staan Petrus op met geloof en hy staan op met selfvertroue en hy sê vir die Fariseërs en die Sadduseërs, dis julle wat Jesus gekruisig het. Jy sien die krag wat hy het, daai krag maak vir my en jou onverskrokke disippels van God. Ons sal nooit twyfel om met mense te kan praat nie. Ons sal nooit skaam wees om die ware evangelie vir mense te kan gee nie. Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Hoe kragtig is ek en jy vandag? Glo ons aan die opstandingskrag, of is dit maar net nog 'n goeie Sondag wat ons 'n erediens bywoon en ons gaan huis toe en ons voel goed daaroor?
Jesus dra die oorwinningskroon en ek en jy deel daarin. Jy het 'n oorwinningskroon. En ek en jy deel aan sy dood en sy opstanding, want ons glo in dit wat gebeur het. Die wêreld sê, ag, dis net 'n storie, dis net 'n fabel. Ek wil vir jou sê, my God is nie iemand wat sy woord omdraai of terugdraai of 'n leuen vertel nie. Ons het gesien Vrydag toe ons dit, hy het geen leuen en hy het geen leuen geken nie. Dis die waarheid, hy het die oorwinningskroon. Ek wil hierdie dienste afsluit vanoggend en ek gaan jou vra om saam met my te staan en ons gaan hierdie lied sing vanoggend. En ek wil